jaar terug, en toe sê ons wil nie dupliseer nie. So ons gaan niks dupliseer nie, behalwe 'n klein stukkie van vanaand sin. Want daar's nuwe inligting wat intussen aan die lig gekom het wat ek graag vanaand met julle wil deel. Nou die vorige twee lesings wat relevant is tot wat ons vanaand oor gaan gesels, het die titel Skouspel van Spraak. En dit gaan oor die gawe van tale spesifiek soos wat dit beoefen word binne in die Pinkster omgewing. Soos wat Pinkster mense die spreking van tale beskou en ook die verstaan daarvan en hoekom het daardie spesifieke verstaan ontwikkel. Wat het veroorsaak dat daar radikaal verskillende sienings is oor presies dieselfde gawe in die Bybel. So dis wat ons vanaand oor gaan gesels. So die titel is Oorsprong van 'n skouspel. Nou, die gawe van tale in die Christendom is wat ons nou gaan kyk en daar's twee radikaal teenstrydige en wederzijds uitsluitende sienings oor wat die gawe van tale is. Eerstens, die een siening is, dis onaangeleerde mensetale om met ander te kan kommunikeer, spesifiek om die evangelie te kan verkondig. So dis die vermoë om 'n taal te kan praat wat jy nie aangeleer het nie. Dis die een groot siening oor tale. Die ander siening is dat dit 'n gebeds- of toewydingstaal is wat wesenlik onverstaanbaar is. Met ander woorde, niemand kan dit verstaan. Jy kan nie daai taal leer verstaan nie. Dis 'n inherent onverstaanbare taal. Niemand kan dit verstaan nie. Behalwe, sê hulle, as jy die gawe van uitleg van tale het en dan het jy die vermoë om daai onverstaanbare tale in 'n verstaanbare weergawe te kan oordra aan ander mense. Nou dis totaal verskillende twee dinge. En ons moet gaan kyk, waarom word dieselfde term, die gawe van tale gegee, vir twee totaal eintlik teenoorgestelde dinge. Nou, binne die charismatiese siening van die tale van gawe, die gawe van tale, wat is daai spreek van tale? Hulle sê, dis mensentale in handelinge, hulle het nie 'n ander keuse as om toe te gee dat in handelinge wil dit definitief voorkom asof dit die vermoë is om ander mensentale te kan praat nie, maar nou sê hulle daar's twee moontlikhede. Die ene is wat hulle noem akulalia. En die mannetjie kom my help praat vanoggend of vanaand. Gaan jy my help, billetjie? Hy sê akulalia is wanneer jy iets anders hoor as wat die persoon gepraat het. Met ander woorde, toe Petrus gepraat het op Pinksterdag, het hy gepraat argumentsonthaalwe in Aramees, maar mense wat sê nou maar Frigies praat, het dit in Frigies gehoor, en iemand anders wat nou 'n ander taal praat, Pamfilies byvoorbeeld, het dit in Pamfilies gehoor, dis akulalia. Nou daai was 'n redelike teorie wat hulle in die vroeë kerk gehad het van omtrent so 400 na Christus tot omtrent so 800 na Christus en daarna was daar min of meer konsensus dat dit nie is wat in die Bybel gebeur het nie. Dat hulle werklik die vermoë gehad het om die ander taal te kon praat. Nou tot Pinkstermense stem saam, Handelinge 2 kan nie regtig oor stry nie. Dis die vermoë om 'n ander taal te praat. En dan sê hulle in 1 Korintiërs hoofstuk 12 en verder word dit ekstatiese spraak. Nou ekstatiese spraak moet ons verstaan presies waarna ons verwys. Ekstaties kom van twee woorde af, ex wat beteken buite en stasis om te staan. Met ander woorde, dit beteken letterlik ekstaties om buite jouself te staan. In Afrikaans sal ons sê jy's uit jou vel uit. So dis jy's buite jouself, jy's gewoonlik in 'n wat hulle in Engels na verwys as 'n altered state of consciousness. Jy's nie bewus soos wat ander bewus is van dit wat om hulle gebeur nie, en hulle praat dan nou in hierdie ander taal wat wesenlik onverstaanbaar is, en Pinksterteologie sê, daai vermoë om daai wesenlik onverstaanbare taal te kan praat, is die teken dat jy werklik gedoop is met die Heilige Gees. En as jy nie in daai taal kan praat nie, dan is jy nie gedoop in die Heilige Gees nie. So dis die onbetwyfelbare bewys, sê hulle, dat jy gedoop is met die Heilige Gees. Onthou daai gedagte, want ons gaan 'n bietjie later in die lesing gaan ons na hom toe terugkom. En kom ons kyk net so vinnig na Handelinge hoofstuk 2, net om te kan sien hoe eenvoudig duidelik die Bybel wys wat tale is in Handelinge 2. Hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind,
en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in 'n war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So die persone wat in Jerusalem bymekaar gekom het van oor die hele wêreld af, hoor dit in hulle wat ons sal na verwys as 'n moedertaal. Dis hulle eie taal, dis wat hulle gehoor het. Dan gaan hy verder, hy sê, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat dan daar spreek, dan nie Galileërs nie? Hoekom is dit relevant? Mense wat van Galilea afgekom het, was eenvoudige mense. Hulle was oor die algemeen glad nie hoogs geletterd of geleerd nie, en weinig van hulle was reisigers wat noemenswaardig ver sal reis. Met ander woorde, wat ander tale sal kon aanleer of aangeleer het wanneer hulle gereis het. En nou sê hulle, maar hoe kan hierdie mense wat van, hulle is Galileërs, hulle kom van Galilea af. Hoe kan hulle nou al hierdie verskillende tale praat? Hoe werk dit? Wat gaan hier aan? Dit was definitief vir hulle 'n baie vreemde verskynsel. En dan gaan dit aan, en dit noem vir ons voorbeelde, nou let mooi op, hulle praat hier nie net van nasies nie, maar ook van streke. So soms verwys hulle na mensegroeperinge en partykeer na streke wat veelvuldige mensegroeperinge in daai streek gehad het. Hulle sê, Paters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote. Nou wat is 'n Jodegenoot? 'n Jodegenoot is iemand wat nie 'n Jood gebore is nie, maar hom bekeer het tot die Joodse geloof. Goed, hy's 'n Jodegenoot. Hy het eintlik dan nou, hy's nie bloedjood nie, maar hy's nou godsdienstig Jood. Hy het hulle kultuur aangeneem, hy het hulle gebruike, hy het hulle godsdiens aangeneem. Dan gaan hy aan. En hy sê, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Baie belangrike vers. Tot nou toe het ons vir die 3de keer gekry dat hulle sê, hierdie is ons eie taal, ons moedertaal. Maar vir die eerste keer vertel hy vir ons wat die inhoud is. En volgens die teks, wat is die inhoud? Hy praat oor die groot dade van God. Wat is dit? Wat sê julle dink is die groot dade van God? Party mense sê wonderwerke. Ja, wonderwerke is indrukwekkend en bonatuurlik. Maar watter is werklik die groot dade van God? Skepping en verlossing. Hoekom sê ek so? Niks sou bestaan het as dit nie deur Christus geskep is nie. Goed? Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 3. Alles wat geskaap is deur hom, het deur hom ontstaan, en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. Vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dis Jesus. So hy is die skepper, hy is die ene wat alles wat bestaan geskep het. En dan ook hy is ons verlosser. Nou watter een van daai twee dade is die grootste? Party mense sê hulle is gelyk, maar ek dink nie so nie. Ek sê verlossing is groter as skepping. Hoekom? Wat het dit God gekos om te skep? Niks, hy het gespreek. Wat het die Vader gekos vir die verlossing van die mens? Sy seun. Goed? Maar sonder twyfel, skepping en verlossing is die twee grootste dade van God. Goed? En interessant genoeg, skepping en verlossing is die twee aspekte waarna die 7de dag Sabbat verwys. As jy gaan kyk in Eksodus, hoofstuk 20, en jy kyk na die motivering vir die Sabbatdag, dan sê hy dis, omdat ek julle met 'n sterke arm uit Egipte land uitgelei het. Egipte, 'n beeld van sonde, en hy lei ons al uit, en dan ook, in Eksodus 20, gaan dit oor skepping, in Deuteronomium hoofstuk 5, vers 15, gaan dit oor verlossing,
omdat ek julle verlos het. So skepping en verlossing, die twee aspekte rondom die Sabbat. Nou gaan hy aan, en hy sê in vers 12 van Handelinge 2, en hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? As hulle sê, wat kan dit tog wees? Waarna verwys hulle? Kan dit weet, wat kan dit tog wees wat hulle sê? Nee, dit kan nie wees nie, want hulle sê, hulle praat in ons moedertaal, hulle verstaan ons hulle eie moedertaal. En hulle het nou net gesê, hulle praat oor die groot dade van God. So hulle praat oor die inhoud van hierdie boodskap. Daar's verlossing, hierdie Christus was die Messias, en dit word baie duideliker as jy bietjie verder in Handelinge 2 sou lees, en jy gaan kyk na presies wat die inhoud van die preek was. En dan sien ons ook, daar's 'n ander reaksie. Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Onthou, dis nou 'n klomp Jode wat hier by mekaar gekom het. En hulle verwag iemand wat hulle van die Romeinse juk gaan bevry. En nou kom hulle en hulle sê, maar die Messias is hierdie Jesus Christus wat op die kruis vir ons gesterf het, en hy het uit die dood uit opgestaan. Maar dis nie wat hulle verwag het nie. Hulle verwag iemand wat die Romeinse juk gaan afgooi. So hulle sê, nee, maar hierdie klomp is vol soetwyn. Dit kan nie verwys na die woorde wat nie sin gemaak het nie, want hulle het hoeveel keer gesê, maar hulle praat in ons eie moedertaal. Dan gaan hy aan. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. So hoe laat is dit? Dis min of meer 9 uur se kant, miskien 'n klein bietjie vroeër, 3de uur in die môre, is letterlik vanaf die son opgekom het, is omtrent 3 ure na dit. En hy sê, hierdie mense is nie dronkie, is te vroeg. In ons tyd sou ons gesê, die eerste bouing het nog nie oorgekom nie. En onthou mos hoe die ou mense altyd gesê het, jy kan eers dop vat as die eerste bouing oor is. Met 4 uur in die oggendvlugte deesdae sal dit ook nie meer gewerk het nie. We gaan hulle verder, hulle sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Hoeveel keer noem hy die gawe van tale? Nie een keer nie, maar hy praat 2 keer van om te profeteer. So in Petrus se gedagte is daar 'n direkte koneksie om in tale te praat en om te profeteer. Goed, daar's 'n koneksie tussen daai twee. So, wanneer ons gaan kyk na Handelinge 10, dis die tweede geval wat ons spreking in tale in die Bybel teekom, dan gebeur dit in Caesarea. Dit sê, en daar was in Caesarea 'n man met die naam Cornelius, 'n hoofmaar oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Watter taal was hierdie man se moedertaal? Gegrond op waar hy vandaan is. Hy was 'n Italianer. Goed. Nou gaan hy en hy stuur van sy manne, hulle wil vir Petrus gaan haal. Petrus sien daai visioen van die laken wat uit die hemel uit neerdaal met die verskillende diere in, en hy hoor die stem wat vir hom sê, neem eet, en hy sê, ek sal nooit iets onrein eet nie, maar dit word duidelik uit die konteks van die storie, hy verwys nie na diere nie, hy is eintlik vir hom in beeldvorm besig om te verduidelik, maar jy kan heidene gaan bedien, want hier kom die soldate aan en hulle sê, hoorie maar, Cornelius wil met jou gesels, en hy vat vir Cornelius deur, en hy gaan praat met hom, en dan sien ons dat die volgende gebeur terwyl hy met hom praat. Hy sê, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Wat was die vorige inhoud wat ons gehad het van tale? Hulle het gepraat oor die groot dade van God. Hier is hulle besig om God groot te maak. Goed? Hoe maak ons? Kan 'n mens God groter maak as wat hy is? Nee. Maar wat doen ons wanneer ons in 'n diens God groot maak? Ons praat oor die groot dade van God, ons bring hom die eer en die heerlikheid vir dit wat hy gedoen het. So waaroor gaan ons tipies praat?
Gaan kyk byvoorbeeld na wat Dawid gedoen het in Psalm 8. Hy praat van die grootheid van God se skepping. Veral in die Nuwe Testamentiese konteks, as ons God groot maak, dan bring ons aan hom die eer en die erkenning vir die feit dat hy ons verlosser is. So om God groot te maak is om te praat oor die groot dade van God. Ons kan nie tot God se grootheid bydra nie, ons kan wel sy grootheid en sy almag herken deur tot herinnering te roep wat hy vir ons gedoen het. So dis wat die inhoud is van hierdie boodskappe, en dan sê dit vir ons. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Nou hoe het Petrus die Heilige Gees ontvang? Handelinge 2. So hy sê, dit wat hier gebeur, is net soos met ons in Handelinge 2, dis dieselfde ding. So hierdie kan nie 'n ander vorm van tale wees nie. Dit moet dieselfde vorm van tale wees wat daar in die begin gebeur het. In ander woorde, Cornelius en sy mense het die vermoë gekry om ander tale te kan praat wat hulle nog nie van tevore geleer het nie. So dis 'n bonatuurlike vermoë, dis 'n gawe van die Heilige Gees. En dan sê dit, en hy het bevel gegee dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae daar te bly. Nou in Handelinge 19 kry ons die derde en laaste geskiedkundige geval wat die Bybel vir ons in Handelinge weergee. En hy's kort en kragtig. Maar hierdie keer is dit nie Petrus nie, hierdie keer is dit Paulus. Dit sê vir ons in vers 1. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus in die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom en daar het hy sommige disippels gevind. Dan sê vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het in tale gespreek en geprofeteer, en daar kry ons die koneksie. Onthou wat gebeur het toe Petrus hierdie manifestasie sien en hy wil dit verduidelik, toe haal hy uit Joël 2 en hy sê, en hy praat nie van om in tale te praat nie, hy praat 2 keer van om te profeteer. Hierso sien ons die oomblik toe hulle in tale praat, toe profeteer hulle. Nou wat is die verskil tussen daai twee? Wat beteken dit werklik om te profeteer? Dis om onder die inspraak van die Heilige Gees te praat. Ongelukkig vandag is baie prediking nie profesie nie. Want mense raak baie keer deesdae 'n klomp gemors van 'n kansel af kwyt. Want hulle raak polities korrek en dis nou LGBTQ, res van die alfabet en whatever. Dis nie geïnspireer nie, so dis nie profesie nie. Profesie is om deur die inspraak van die Heilige Gees die woord van God te verkondig. Die waarheid te verkondig. Dis profesie. So nou is hierdie mense besig om in 'n ander taal as wat hulle aangeleer het, 'n taal wat hulle bonatuurlik die vermoë gekry het om te praat, is hulle besig om die waarheid in te verkondig. Nou net so vir interessantheid, hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat die funksie van tale was om die evangelie te verkondig? Want die Bybel noem dit nie eksplisiet in soveel woorde nie. Maar ek het 'n studie gaan doen van die vroeë kerkvaders, letterlik van die mense wat die disippels se disippels was, van hulle tyd af tot omtrent 640 na Christus. En almal van hulle wat verwys het na die gawe van tale, het gesê met die funksie van die gawe van tale was om die evangelie te verkondig aan ander mense wat nie daai boodskap kon kry as dit nie in hulle eie taal vir hulle gebring is nie. So dis hoe ons dit weet. So, onthou nou, Handelinge is deur Lukas geskryf. Lukas skryf sy evangelie en die boek Handelinge vir 'n persoon waarskynlik met die naam Theophilus. Daar is een teorie wat sê maar Theophilus is eintlik maar 'n metafoor, want dis Theo, God, Philus, is eintlik 'n affiniteit vir, met ander woorde vir die wat lief is vir God. Maar in grootste waarskynlikheid was dit 'n persoon met die naam Theophilus. En hy sê vir hom, ek het in detail die volgorde nagespeur en al die gebeure nagespeur en ek gee vir jou 'n betroubare weergawe van die evangelie in die boek Lukas. En volume 2 eintlik is die boek Handelinge. So hy het navorsing gedoen, hy duimsuig nie, maar hy was nie een van die disippels nie. Hy kom eers heelwat later op die prentjie, so hy moes gaan vra vir die disippels, wat het daar gebeur? Sodat hy kon skryf wat hy geskryf het in die evangelie van Lukas. Maar later van tyd
sien ons in Handelinge 16 die volgende, en ek wil julle moet mooi oplet na die verandering van derde persoon na eerste persoon toe wat ons in hierdie gedeelte kry. Want hier kry hulle waarskynlik vir die eerste keer met mekaar te doen. Dis nou Lukas en Paulus spesifiek. Hy sê, so het hulle dan Missie verbygegaan en na Troas afgekom. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat met hom spreek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan. So hy het gepraat van Paulus het dit gedoen en hulle het dit gedoen. En ewe skielik, van Troas af, praat hy van ons het. So sonder om te veel klem op homself te lê en te sê, maar hier het ek nou vir Paulus ontmoet, is die aanduiding van derde persoon na eerste persoon toe, ek is nou saam met hulle. Later van tyd skei hulle paaie weer, en 'n bietjie verder, sien ons daar's weer 'n derde persoon na eerste persoon oorgang, in Handelinge 20 vers 1 tot 6, nou hoekom is dit belangrik? Want in Handelinge 19, onthou in vers 6, het gepraat van Paulus het die mense die hande opgelê en hulle het in tale gepraat en geprofeteer. Net na dit, 'n kwessie van daarna dit, sluit Paulus weer by Lukas aan. Hy vertel vir hom wat gebeur het en hulle beweeg verder. So kan Paulus en Lukas twee verskillende idees het van wat tale is. Nee. Die twee mans het dan saam gewerk. Sekerlik, as Lukas navorsing gedoen het oor wat tale is en ewe skielik is dit wat hy van geskryf het in Handelinge en dit wat Paulus verkondig is twee verskillende goed, so hy gesê het, hoorie, maar daar is heeltemal anders as hierdie wat hier gebeur het. Maar daar is nie 'n woord daaroor nie. So Lukas was bekend met die tale manifestasie onder Paulus se bediening. Dis presies dieselfde ding, dis die vermoë om in 'n ander mense taal te kan praat. So, hy gee vir ons geen indruk dat dit iets anders was as dieselfde tale wat ons in Handelinge 2 teëgekom het nie. Nou, waar kom die idee dan vandaan dat 1 Korintiërs na 'n ander manifestasie verwys as dit wat in Handelinge plaasgevind het? Want dis wat mense vandag sê. Hulle sê in Handelinge is dit mense tale, maar in 1 Korintiërs is dit hierdie ekstatiese spraak. Is dit woorde wat mense nie kan verstaan nie. Waar kom daai idee vandaan? Daar moes 'n herdefinisie iewers plaasgevind het. En baie onlangs is die spesifieke punt waar daai herdefinisie plaasgevind het, ontdek. En dit word teruggetrek na 'n baie interessante man wat ons nou na gaan kyk. So, ek wil net eers hê ons moet kyk na wat gebeur as jy iets herdefinieer. As jy 'n nuwe definisie daarvoor gee. Ons sien byvoorbeeld vandag, wanneer hulle sê daar's 'n verskil tussen seks en gender, waar mense daai twee goeters as dieselfde ding gesien het, ewe skielik gee hulle 'n nuwe definisie vir gender, en nou kan jy sommer jou gender kies, want dit is nou nie waarmee jy gebore is nie. Jy het al daai gehoor, nou kan jy sommer kies wat jy wil wees, en jy kan sommer môre weer terug wees wat jy ook al wil wees, dis eintlik absurd belaglik. Maar in elk geval, ek gaan die vraag vra, was Churchill bly of gay? As ek vir julle hier 'n boek lees, en daai boek kom uit die 1940s uit, die tyd toe Winston Churchill op sy piek was, en daai boek sê, Winston Churchill was a gay man. Wat sê dit? Sê dit hy was homoseksueel? Nee, dit sê hy was blymoedig. Hy was 'n ou wat grappies gemaak het, en Churchill was 'n ou wat mal was oor grappies. Hy was ook mal oor dop. So hy en 'n ander politikus se vrou het nie lekker oor die weg gekom nie. En as hulle naby mekaar kom, as hulle sommer aan mekaar. Want hulle allerlei goed vir mekaar te sê. En eendag by 'n funksie, toe kom hulle weer naby aan mekaar, en die ander mense weet nou van hierdie drama tussen hulle, en die ander mense raak stil. En die vrou wil hom nou half sleg maak omdat hy nou alweer 'n paar happe te veel in het. En sy sê vir hom, "If I were your wife, I'd put poison in your food." En hy lag so uit sy maag uit en hy sê vir haar, "If I were your husband, I'd eat it." Hy sal dit eerder eet as om verder saam met haar te leef. So hy was 'n ou wat 'n heel skerp sin vir humor gehad het. Maar is dit regverdig om nou te sê maar hy's homoseksueel omdat 'n boek van die 1940s van hom praat as gay? Nee. Die woord gay het eers homoseksueel begin beteken
in die middel 1950s en hy het eers die dominante siening geword van die woord, of die dominante definisie van die woord, in die laat 60s, vroeë 70s. Vandag as jy sê iemand is gay, sê jy nie hy is blymoedig nie, jy sê hy is 'n moffie. So, vandag is dit nie meer, is dit die of is dit daai nie, dis die definisie, maar is 'n herdefinisie, so jy kan nie ou geskrifte lees met die nuwe definisie van die woord nie. Hoekom praat ek hieroor? Daar was 'n herdefinisie van 'n sleutelwoord wat met spreking in tale te doen het, wat maak dat mense vandag tale totaal en al verkeerd verstaan. So, wat is die definisie van die gawe van tale? Wanneer is daai definisie verander? Hierdie man, Johann Gottfried Herder, hy's 'n Duitser, is eintlik in Pruise gebore, maar hulle het baie sterk bande gehad met Duitsland, so hy's 'n Duitse filosoof en teoloog. Nou, teologie is gebaseer op dit wat die Bybel sê, maar filosofie gaan oor wat jy dink, wat is die konteks van die tyd waarin jy leef, hoe dink mense, hoe voel hulle, so filosofie verander met tyd. En hy kom dan en hy sê, taal is identiteit. En tot 'n mate is hy reg, want kyk byvoorbeeld na vandag, na iets soos Afrikaans is groot. Assosieer mense wat Afrikaners is met Afrikaans is groot? Baie doen, want ek meen as ons taal, ons wil nie klomp Rooinekke se liedjies hoor nie, ons wil ons taal hoor, ons wil ons goed hoor. Dis ons identiteit, dis wie ons is, dis wat ons is. Maar nou kom hy sê taal is identiteit en hy kan nie dink dat iemand sy eie taal sal prysgee vir 'n ander taal nie. Want as ek moet kies watter taal ek praat, dan praat ek Afrikaans. Ek sal 'n ander taal praat as ek regtig nou nie 'n ander keuse het nie. Maar ek verkies my eie taal, want dis wie ek is. En hy sê, uit sy filosofie uit, maar is vir hom ondenkbaar, dat die disippels hulle eie identiteit sal prysgee deur 'n ander taal te praat. Maar dis 'n filosofiese benadering. Daar was 'n rede hoekom hulle 'n ander taal moet praat. Hulle moes die evangelie verkondig in ander tale. Hulle het nie gedoen omdat hulle nie van hulle eie identiteit gehou het nie. Daar was 'n missie, daar was 'n doel. Hulle was bereid om hulle eie identiteit prys te gee vir 'n tydperk, sodat hulle ander mense met die evangelie van Jesus Christus kan bereik. So, hy sê dan, om in tale te praat weerspieël die oorsprong van taal self, wat die uitbarsting van innerlike gevoel in 'n mens se siel is. Luister mooi, ek gaan dit weer lees, want ek wil hê julle moet daaraan dink in terme van Pinkster manifestasie van tale. Om in tale te praat weerspieël die oorsprong van taal self, wat die uitbarsting van innerlike gevoel in 'n mens se siel is. So dit gaan oor daai emosie. Hoe voel jy? Gaan nie oor waarheid nie, gaan oor gevoelens. Nou wanneer dit by die Bybel kom, is daar 'n baie goeie algemene beginsel, wat 'n man met die naam Charlie Kirk ook altyd gesê het. Facts don't care about your feelings. Gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor wat is die feite. Wat sê die Bybel vir jou? Jou gevoel is nie die belangrike, is nie die bepalende faktor nie, nê? Maar nou, hy konnekteer daai taal aan dit. En net daar, weens sy filosofie, word sy lees van die Bybel 'n veranderende faktor. En dit beweeg van 'n sending-uitbreidingsgeoriënteerde aksie. Sending-uitbreiding om die evangelie te verkondig, om uit te brei, om meer mense Christene te maak, na 'n romanties nasionalistiese modus. Met ander woorde, dit gaan oor jou emosie en jou nasionaliteit, wie jy is, jou eie identiteit. Maar nou, hy's nie net 'n gesiene filosoof nie, hy's ook 'n formidabele teoloog onder die Duitsers. En hy het geweldige invloed. En almal wat sy goeters lees, begin dink, maar wag 'n bietjie. Miskien moet ons nie 1 Korintiërs lees asof dit gewone tale is nie. Miskien moet ons dit lees as 'n uitdrukking van emosie. Hoe voel ek hier binne? En ewe skielik weens daai herdefinisie kom daar 'n verandering in tot hoe leksikons hierdie aspek beskou. Nou, hierdie gebeur omtrent 100 jaar na sy lewe. Onthou, hulle het nie die sosiale media gehad, die nuus en daai tipe van goeie soos ons nie, so dinge het stadiger gebeur in daai tyd.
Maar die idee dat dit nie 'n mensetaal is nie, maar iets anders, begin stadig meer grond te wen, totdat daar leksikons is wat die herdefinisie begin vasvang. Die 1886 Thayer's Greek English Lexicon vertaal die woord glossa, dis die Griekse woord vir tong, en by tong is die ekstensie van die betekenis dat dit verwys na taal, is die definisie net tong of taal. Maar net 10 jaar daarna, kyk hoe definieer hulle hom nou. Hulle sê dis tong, taal of the gift of men who, wrapped in ecstasy and no longer quite masters of their own reason and consciousness, pour forth their glowing spiritual emotions in strange utterances, rugged, dark, disconnected, quite unfitted to instruct or to influence the minds of others. So nou is daar 'n alternatiewe definisie wat nooit van tevore daar was nie. Van voor die tyd van Christus af het die woord glossa net beteken taal. By implikasie 'n vreemde taal, 'n foreign language. Ewe skielik, danksy herder, is dit hierdie ander ding, hierdie onverstaanbare wat net uit jou mond uitborrel en het geen beheer daaroor nie, en dit gaan maar eintlik oor hoe jy voel. Maar nou, ek sien net Thayer's wat dit doen nie. Cremer's Biblico-Theological Lexicon of the New Testament, hy sê in 1892 al, glossa beteken rapture-induced speech. Met ander woorde, jy raak in vervoering en ewe skielik praat jy net en daai woorde hoef nie sin te maak nie, en dis nou wat die Bybel van praat. Is dit werklik wat die Bybel van praat? Nee, dis 'n totale herdefinisie. En 1 Korintiërs 14 word nou met 'n nuwe definisie van glossa gelees, wat Paulus nooit geken het nie. Ons kan nie die Bybel wil lees met 'n definisie wat 'n ander betekenis gee vir 'n woord, as dit wat Paulus verstaan het dit beteken nie. Want dit sou beteken dat Paulus geskryf het van goeders wat hy niks van weet nie. Kan nie wees nie. So daar's 'n totale herdefinisie, en as gevolg van hierdie herdefinisie begin teoloëse denke te verander. Omdat hulle denke verander, dink hulle maar daar moet 'n ander manifestasie in die kerk plaasvind. Daar's nie nou net die vermoë om in 'n ander taal te praat om die evangelie te verkondig nie, daar moet nou iets anders in ons aanbidding begin plaasvind. En tale word nou 'n gebeds- of 'n toewydingstaal in plaas van onaangeleerde mense tale. So, sy benadering beïnvloed dan hoe mense ander Bybelgedeeltes ook lees, onder andere hoe hulle Romeine 8 lees. Nou Romeine 8 vers 16 sê, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg hoe om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou sê hulle, kan jy sien dat die Bybel sê, dat die Heilige Gees deur my praat, maar in hierdie ander tale, so wanneer ek in tale praat, is dit die Heilige Gees wat bid, deur my. Is dit wat hierdie vers sê? Daar's geen manier nie. Nommer 1, hy sê, en net so kom die Gees ons, nou as ek sê en net so, dan moet ek mos na iets verwys wat voor die tyd gebeur het. Goed? Nou wat party mense doen, is hulle vat hierdie 'n klomp verse terug, en hulle sê maar, 'n klomp verse terug het dit gepraat van hierdie, in Engels praat hulle van groanings, hierdie sigtinge. Daai sigtinge wat jy binne in jou het, klink baie soos daai emosie wat Herder van gepraat het, nê? Daai sigtinge wat jy nou moet uitdruk, daai emosie wat moet uitkom. Nou dis die Pinkstergedagte, so hulle koppel daai twee goed aan mekaar. Nou sonder om te tegnies te raak, die woorde wat hier vertaal word, en net so, is die woord hosotous. Elke liewe geval wat jy daai woord teekom, word twee goed wat reg langs mekaar staan, met mekaar vergelyk. Kom ek gee vir julle een voorbeeld. Wanneer die Bybel vir jou sê, net soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens. Hosotous, dae van Noag, koms van Jesus. Daai twee staan teen mekaar. Jy kan nie 'n klomp verse teruggaan net om jou Pinksterteologie te regverdig nie. So dit wat hier van toepassing is, moet die verse wees wat net voor dit kom. Ons is nou vers 26. So ons gaan kyk nie twee verse wat voor dit verskyn. Dit is vers 24 en 25, het sê,
Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan hoop ons daarop met volharding. En net so kom die Gees ons swakhede te help. Met ander woorde, die beginsel van wat ons moet verstaan, is in daai 2 verse. Die beginsel is, as jy iets sien, kan jy nie daarop hoop nie, want hoop vestig in dit wat jy nie kan sien nie. Goed? Om 'n voorbeeld te maak daarvan. Sê nou maar, jou seun wil 'n fiets hê. En hy hoop hy gaan 'n fiets kry. As hy in die huis instap en hier staan 'n fiets, hoop hy gaan 'n fiets kry. Nee, hoekom hoop hy nie hy gaan 'n fiets kry nie? Want die ding is daar. Jy kan aan hom vat. Hy kan op hom sit. Ek weet die ding is daar, jy kan met hom interaksie hê. Dan's hoop weg. Hoop het net te doen met dit wat jy nie kan sien nie. En dis wat hy hiervan praat, wanneer hy dan nou sê, en net so kom die Gees ons swakhede te help. Ons sien dit nie, maar ons weet dat hy vir ons intree. En let mooi op, hy sê nie, die Heilige Gees praat deur jou nie, hy sê hy tree vir jou in. So die konsep dat die Heilige Gees deur jou mond moet bid, dis nie Bybels nie. En dan eindig hy, en hy sê, dat hy vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Die Griekse woord wat daar gebruik word is alaleitos. Laleia om te praat. Alaleitos kan nie gebeur nie, kan nie oor jou lippe kom nie. Wanneer Pinkstermense in tale praat, spreek hulle iets uit. Ja, hulle monde maak klanke. Hierdie vers sê dis onuitspreeklik. 'n Mens kan dit nie uitspreek nie. So hierdie kan nie praat van tale nie. Hierdie vers het niks met die gawe van tale te doen nie. Dis omdat hulle herderse gedagte het van tale, 'n uitbarsting van emosie, wat hulle hierdie vers uit konteks uit wil ruk om tale te regverdig. Kan nie dit doen nie. So, kom ons kyk net vinnig na die geskiedenis van spreking in tale, want onthou, wat ons nou na kyk, gebeur in 1901. Onthou wanneer die leksikon se definisie verander? In 1892, 1886, 1889, dis die datums wat ons daar teëgekom het, nê? Nou is dit 'n kwessie van 'n paar jaar later, 'n dekade, miskien 'n dekade en 'n half later. En ewe skielik begin daai gedagte nou te manifesteer binne in kerke. 'n Man met die naam Charles Parham begin 'n opleidingsskool in Topeka, Kansas, en hy noem dit die Bethel Bible School. En hy begin sy skool in 'n plek met die naam Stones Folly. Nou Stones Folly is 'n gebou wat die man het nie sy berekeninge reg gedoen nie. En voordat hy die plek klaar gebou het, hardloop hy het geld uit. So, wat maak jy met 'n halfgeboude plek? Jy wil daarom iets daarvoor kry, so hy kon dit vir baie goedkoop verhuur, maar die plek is nie klaar gebou nie. En dis al wat Parham kon bekostig. So hy het nou sy leerskool daar opgestel, en terwyl hy op 'n stadium weggaan, vra hy vir sy studente, wat is die Bybelse bewys van doping in die Heilige Gees? Hy moet wegbedien vir 'n paar dae. Hy sê vir hulle, terwyl ek weg is, lees julle Bybels, gaan ondersoek julle Bybels. Wat is die Bybel bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het? Toe hy terugkom, toe sê hulle vir hom, dis die gawe van tale. Hy sê, goed. Hy sê, dit is dan nou dat tale die aanvanklike bewys is van doping met die Heilige Gees, is tot vandag toe 'n sentrale lering in die Pinksterkerk. So, die gawe van tale begin dan met 'n vrou met die naam Agnes Osmond. Sy was een van sy studente. En op die 1 Januarie 1901, dis eintlik die nuwejaarsdiens, vra sy vir Parham, lê my asseblief die hande op, ek wil in tale praat. En in die begin huiwer hy, maar hy is nie doodseker van hierdie nie. Maar op die einde sê hy, okay, is reg, ek sal dit doen. Hy lê haar die hande op en sy begin ewe skielik te praat in wat hy glo is Chinees, want dit klink vir hom so Chinees. Maar sy skryf, sy praat nie net in tale nie, sy begin ook in tale te skryf, kamstig in Chinees. Nou gelukkig vir ons, hulle het foto's geneem daarvan. So vandag het ons die bewyse daarvan. En daarso is 'n foto van haar oorspronklike Chinese skrif. Nou ek kan julle waarborg nê, ek kan nie 'n woord Chinees skryf nie, maar ek kan julle ook waarborg, daar is nie Chinees nie.
Ek het al genoeg Chinees gesien om te weet, daai is nie skrif nie. Dis 'n gekrabbel. Maar hy is vas oortuig, hierdie vrou het nie net in Chinees gepraat nie, sy het in Chinees geskryf ook. Nou hoe weet jy of iemand in Chinees gepraat het, of nog steeds in Chinees praat, of nie? Dis maklik, jy kry iemand wat die taal verstaan. Hulle kry Chinese, vra vir die Chinese, wat sê sy? Hulle sê nie, genade, sy praat nie Chinees nie. Sy praat iets anders, maar is nie Chinees nie. Gaan probeer die Japaneese. Maar is nie Chinees nie. Maar hy hou voet by stuk, sy het Chinees gepraat. Hy gaan koerante toe, plaas in die koerante, die uitstorting van die Heilige Gees, die laatreëns het begin plaasvind. Die mense het die gawe van tale ontvang soos op Pinksterdag, en dit beteken, sy moet nou, omdat sy Chinees praat, sy moet China toe gaan, want dis die taal wat sy gekry het, sy moet daar gaan bedien. Van die ander studente sê, maar ons wil ook hierdie gawe ontvang. En hy lê hulle die hande op, en hulle begin ook die gawe te ontvang. Een van hulle sê, nee, daai taal wat jy praat is Zulu, en hy stuur die man Suid-Afrika toe. Ander mense stuur hy Swede toe, hy stuur mense oor die hele wêreld. Almal van hulle gaan terug Amerika toe, en gaan sê vir hom, hoorie, toe ons aan die ander kant aankom, toe sê daar mense vir ons, hulle verstaan nie 'n woord wat ons sê nie. Maar onthou, hy's Bybels in sy siening dat die gawe van tale moet mensetale wees, maar hy's in verkeerd wat hierdie manifestasie werklik is. Maar hy hou voet by stuk, hy's nie bereid om te erken dat hierdie mense nie mensetale praat nie. So hy hou voet by stuk, hy gaan vertel vir die een na die volgende koerantverslaggewer, maar hierdie mense praat mensetale, maar al die bewyse wat terugkom wys, hy's nie korrek nie. Nou Parham begin later jare 'n skool, as gevolg van Stones Folly wat verkoop word, begin hy later 'n skool in Houston, Texas in 1905, laat in 1905, en by daai skool kom daar 'n man met die naam William Seymour wat ook sy klasse beloop, maar Charles Parham het baie sterk bande met die Ku Klux Klan. So sy student William Seymour kan nie in die klas sit tussen die wit mense nie. Jy sit buite, ons maak vir jou venster oop. Jy kan na luister, as dit reën, gaan sit op die stoep, ons maak die deur oop. Maar jy sit nie tussen die wit mense nie. Nou gebeur dit, hierdie William Seymour is 'n redelik goeie prediker. En hy bedien, wanneer hy nie by hierdie leerskool is nie, bedien hy by een van die lokale kerke, en 'n vrou wat van Los Angeles afkom, 'n African American, 'n negervrou, kom Houston toe en sy hoor William Seymour preek en sy sê, wow, ek hou van sy boodskappe, en sy nooi hom om by haar kerk te gaan preek in Los Angeles. En wil jy nou glo, nee, William Seymour het so goeie hart, hy besluit, hy sal sommer die treinkaartjie koop vir die student vir hom om daar te gaan bedien. Goeie hart, nee, hy wil eintlik net van die man ontslaa raak. Maar in elk geval, William Seymour gaan, en as gevolg van daai Jim Crow laws, dis nou wat hulle, soos ons nou die rassewetgewing het, wat hulle beweer voor 1994, in Amerika praat hulle daarvan as Jim Crow laws, kan hy toe nou nie in die klas daar toegelaat word nie, ensovoorts. Nou, in Los Angeles, begin hy dan te bedien, die oomblik toe hy praat van hierdie manifestasie van tale, toe sê die vrou wat hom genooi het, nee, ek wil nie meer hê jy moet hier bedien nie. Hulle sluit die kerk, hulle sê vir hom, ons het nie meer jou dienste nodig nie. Maar, van die ander mense wat die dienste bygewoon het, loop hom raak, hulle sien met die kerk is gesluit, en hulle sê maar, kom na ons huis toe, kom bedien daar. En dit was spesifiek Richard en Ruth Ashbury, en hulle adres, 214 North Bonnie Brae Straat, met 'n foto van haar huis. Hy begin daar dienste te hou. Nou, julle kan sien, is nie baie groot huis nie. En al hoe meer mense begin by te woon. Volgens die geskiedenisdokumente, naderhand sal amper 300 mense. Jy kan nie 300 mense daar inpas nie, so die mense sit op daai voorste stukkie gras, naderhand kom hulle in die strate bymekaar, en een ding waarvan nog niemand ooit in die geskiedenis Pinkstermense aangekla het nie, is dat hulle stil is. So dit raak rumoerig. Naderhand word die polisie gebel, polisie kom, sê, nee, julle kan nie hier by mekaar kom nie, julle maak te veel geraas, gaan kry vir julle ander perseel. Wat hulle doen is, hulle kry 'n perseel op Azusa Straat, dit word naderhand genoem die Azusa Straat sending, en daar begin tale soos 'n veldbrand versprei, daai groepering groei, en waar dit aanvanklik net onder swart Amerikaners was. En by die Ashbury huis was dit net swart Amerikaners, hier ewe skielik begin blankes by te woon. En hierdie ding word bitter vinnig, bitter groot. Want in Kalifornië plaas die koerante artikels en vertel van hierdie gawe, die vermoë
om in tale te praat en al hoe meer mense kom en kom woon dit by. Nou, wat hy doen, William Seymour skryf 'n brief vir sy mentor, Charles Parham. Hy sê vir hom, hoor hierso, hierdie ding word baie vinnig, baie groot en jy's my mentor, jy moet kom help, maar daar's 'n paar ander goed wat ook hier gebeur. Wat ek nie seker is nie, want ek sien dit nie in die Bybel nie. Maar wanneer ons die mense die hande oplê, dan slat hulle om, doef. En ek sien heeltemal seker van hierdie nie. En daar's 'n paar ander goeters wat gebeur. Kom asseblief hiernatoe, kom neem oor, kom lei nou hierdie beweging wat hier begin het. En aanvanklik sleep hy so 'n bietjie sy voete, hy is nie regtig lus vir die ding nie. Maar op die ouene laat in 1906, toe gaan hy soontoe in Parham besoek dan Azusa Straat, toe hy daar aankom, toe sien hy goed wat hom dwars in die krop steek. Nommer 1, wit en swart aanbid saam. Nou val hulle onder die krag van die Heilige Gees, nou val 'n swart man bo 'n wit vrou in sulke tipe van goed. Parham wil omtrent 'n hartaanval kry, sê nooit, hierdie kan nie toegelaat word nie. En die tweede ding, hy sê hierdie tale wat julle praat, is nie mense tale nie. Hy sê dis onbybels. Hierdie is van die duiwel af. Nou hoe voel Seymour daaroor? En Seymour se hele leierskap, want nou is daar duisende mense wat hier bywoon. Hulle praat van hierdie dienste wat in die oggend begin en die volgende oggend eers klaarmaak. Dat hy deur 'n 24 uur sessie gaan, dat dit amper onophoudelike dienste is. Dat Seymour byvoorbeeld, partykeer dan gaan hy gaan slaap hy, dan hou ander mense hou nog nie, as hy wakker word dan vat hy weer oor, hy gaan slaap van die ander. Dis 'n ding wat 'n lewe van sy eie aanneem. Word verskriklik groot. So daar ontstaan toe nou hierdie dispuut oor tale. Is dit mense tale? Is dit onverstaanbare tale? Wat gaan aan? En omdat hy hulle kritiseer, sê die leierskap van Azusa Straat vir hom, kry jou ry. Ons soek jou nie hier nie, hulle jaag vir Parham weg. Parham begin ander dienste daar, en in daai dienste praat hy oor wat se vals manifestasie hierdie is. Maar nou is die probleem, Charles Parham word in baie Pinksterkringe beskou as die vader van die Pinksterbeweging. Kan hy die vader van die Pinksterbeweging wees, as die manifestasie wat die Pinksterbeweging beoefen, iets is wat hy sê, nie van die Here af is nie? Nee, kan nie. Maar ons gaan later weer na daai gedagte toe terugkeer. So, leierskapkrisis ontstaan, hulle spat uitmekaar uit en in 'n publikasie met die naam The Burning Bush plaas hulle hierdie spotprent. Daar kan jy sien Charles Parham se kop. Nou, William Seymour het in een van sy publikasies in September gesê dat Parham is our God-appointed leader. Maar ewe skielik soos 'n jack in the box, woeps, daar's Parham weg en hierso is Seymour nou die leier en dis dan nou in Desember 1906. So hulle begin nou te spot met hierdie klomp Pinkstermense, hierdie klomp wat nou versamel rondom hierdie tale manifestasie. Want hulle sê, wat gaan hier aan? Hierdie klomp weet nie eens wie se hulle eie leier nie. Dan sit van die Here af, dan sit 'n teken van die Heilige Gees wat jou gedoop het, en dan sit van die duiwel af, en dan sit dit, en dan sit dat, dis chaos, wat gaan hier aan? So hulle word eintlik tot 'n groot mate 'n bespotting, en dan Parham het daai Azusa Straat manifestasie verwerp, onder andere, omdat dit nie mense tale was nie. 7 maande na die leierskapkrisis, nadat hierdie 2 manne hulle eie rigting gevat het, verwerp William Seymour die idee dat die gawe van tale die aanvanklike bewys van doping in die Heilige Gees is. Nou hierdie is 'n feit wat jy nie in Pinkster leerskole geleer word nie. Ek's deur daai leerskole. Dis goeters, hulle leer vir jou selektief die inligting, maar hierdie stukkie hou hulle weg. Daar is net 2 mense wat oor die algemeen beskou word as die vaders van die Pinksterbeweging. Die ene is Charles Parham. Hy sê hierdie formaat van tale is onbybels. En die ander een is William Seymour. En ons gaan nou sien wat hy gesê het. Hy sê, tale is een van die tekens dat met elke gedoopte persoon gepaard gaan, maar dit is nie die ware bewys van die doop in die alledaagse lewe nie. Jou lewe moet gemeet word aan die vrugte van die Gees. As jy kwaad word of kwaad spreek of laster, ek gee nie om hoeveel tale jy mag hê nie. Jy het nie die doping met die Heilige Gees nie. Jy het jou verlossing verloor, jy het die bloed in jou siel nodig. Wat hy sê, is hy sê op die ouende, daar is net een teken dat jy werklik die Heilige Gees in jou lewe het, en dit is die vrug van die Gees.
kan hy gegrond op hierdie siening beskou word as die vader van die Pinksterbeweging. Want onthou, die kernbegrip in die Pinksterbeweging is dat die doping van die Heilige Gees gaan gepaard met spreking in tale. Dis die bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het. En hy sê, nee, dit is nie. Dan kan hy ook nie die vader van die Pinksterbeweging wees nie. So in daai opsig is dit dan eintlik 'n vaderlose beweging. So, tale word dan van Azusa Strata van 1906 af word dit 'n wêreldwye fenomeen en Pinksterkerke word wêreldwyd gevestig. Nou, ons het nou gepraat oor tale in Handelinge 2, ons het gaan kyk na die geskiedenis, die herdefiniering van 'n woord en. So waarmee het ons aan te doen in 1 Korintiërs 14, want dit lyk asof dit iets anders kan wees. Min mense besef dat die konteks van die Korinte eintlik vir jou die sleutel gee van wat daar aangegaan het. In Korinte was welsprekendheid 'n simbool van status. Hoe beter jy in die publiek kon praat, as jy 'n goeie orator was, het jy 'n hoër status gehad. So dink nou net daaraan. As jy die vermoë gehad het om in veelvuldige tale regtig goed te kan praat, hoeveel te meer het jy nie status nie. Maar nou, volgens 1 Korintiërs 12, is 'n gawe daar om die ander te bedien. In Engels vertaal hulle dit as the common good. 1 Korintiërs 12 vers 7. Manifestasie word gegee, die manifestasie van die Gees word gegee om die ander te bedien. Maar in die Afrikaans sê hy nie vir jou om die ander te bedien nie. Hy sê net vir wat nuttig is. Die Engels is 'n beter uitdrukking van die oorspronklike taal. Dis for the common good, vir ander, dis uitwaarts. So jy moet nie die gawe gebruik om jou eie status te lig nie. Jy moet die gawe gebruik vir die voordeel van die ander. Nou dink aan letterlike tale. As jy letterlik dit gebruik om die ander te bedien met die woord van God, met die evangelie, dan gebruik jy die gawe reg. Maar as jy die gawe gebruik om jou eie status te verhoog, dan doen jy verkeerd. So, veeltaligheid was ook 'n teken van status. So as jy beide het, jy's welsprekend en jy's veeltalig, dan het jou status gelig. Maar hierso kom 'n baie belangrike aspek. In die Korintiese kerk het sommige Hebreëus en hoër dialekte van Grieks gebruik, soos Aiolis, Attis, Ionis, Doris, vir hulle eie verheffing. So hulle praat wel in die kerk Grieks, maar nie die Koine Grieks wat die gewone ou gepraat het nie. Hulle gebruik daai hoggerige, gevleuelde woorde wat hulle laat belangrik klink. En weet jy wat die mense in die ou dae in die NG Kerk gepraat het as hy begin preek? Hy's 'n gewone ou soos ek en jy en hy praat soos ek en jy, maar die oomblik wat hy preek, broeders en susters, ons het vandag by mekaar gekom. Groot woorde, belangrik klink. Dit was die probleem. Die mense wou hulle self verhef, hulle wou hulle self status gee in die gemeente. En dis waarteen Paulus praat. Dis hoekom hy vir hulle sê, as iemand in 'n taal praat, dan moet dit uitgelê word. In ander woorde, as jy daai hoër dialekte gaan gebruik en daar's mense wat dit verstaan, sorg dat die mense wat die laer dialekte praat, dat hulle ook verstaan. Sorg dat almal die evangelie verstaan. Dis waaroor dit eintlik werklik gaan. So, wat het Paulus werklik in 1 Korintiërs aangespreek? Ons kan gaan lees wat een van die vroeë kerkvaders daaroor sê. Hy sê, "Now you see how the Holy Apostle relates through the agency of languages, but I wish 5 words in the church with my mind, that is to say with interpretation, to declare, just as the prophet brings to the light those things that have been supplied to the mind in the Holy Spirit. It benefits those listening through the office of prophecy." Let mooi op. Hy praat oor die tale, maar hy praat van die office of prophecy. Met ander woorde, deurdat ek deur die Heilige Gees die woord aan hulle verkondig. En dan maak hy klaar en hy sê, "Thus it says, I wish to speak for the hearing and the encouragement of the church, not having acted as a guru that is building oneself up through the arrogance of Greek and indeed Hebrew, and consequently not the church with respect to a language in which it understands." En dit is Epifanius, hy was op daai stadium biskop van Salamis. Nou, sekere rituele in die kerk, of sekere gebruike in die kerk, en die mense gegaan en hulle het in Hebreëus gelees. Dan lees die ou dit nou uit die Hebreëus uit, en hy doen dit om belangrik te klink, om status te kry vir homself, in plaas van om die mense te bedien, in plaas van om die Hebreëus te vertaal, in plaas van om die gewone taal te gebruik, sodat almal kan hoor van verlossing in Christus.
gebruik hy die gawe vir homself. Dis 'n wangebruik van daai gawe. So tale in die Pinksteromgewing is dan ervaring gebaseer volgens Herder se benadering en dis 'n herdefinisie wat dan verder veroorsaak dat hulle 1 Korintiërs hoofstuk 14 anders lees as wat Paulus dit geskryf het. Nou ten slotte, kom ons kyk net vinnig of ons dit gereflekteer kan sien in die gedagtes van Pinksterteoloë. Nou hierdie mense wat hier skryf is Pinksterteoloë. Hulle weet hierdie goed, hulle ken dit. Ellington, hy sê, the Spirit was over the church, the Spirit was prior to Scripture. So the order of authority is Spirit, Scripture, Church. Without the Spirit, there would have been no word, incarnate or written. Without the word, no church. Wil jy moet mooi oplet wat hy hier doen. Hy sê, dis Gees, Bybel, Kerk. Bietjie verder, vertel hy dan vir jou, maar jy kan nie die Gees beperk deur die grense wat die Bybel stel nie. Met ander woorde, die Gees kan vir jou iets sê, wat nie strook met die Bybel nie. Is dit waar? Nee. Dan beweeg jy op bitter gevaarlike terrein, want dan beteken dit die Heilige Gees kan die Bybel weerspreek. Dis 'n probleem. Maar nou gelukkig, hy gee sy storie eintlik 'n bietjie verder weg. Hy sê, Pentecostals do not found their understanding of the authority of Scripture on the bedrock of doctrine, but that in fact, their doctrine is itself resting on something more fundamental, dynamic and resilient. Their experience of encountering a living God directly and personally. So hulle sê, die basis, die fondasie van jou geloof is nie die Bybel en doktrine nie, maar jou ervaring met God. Nou, twee van ons in hierdie vertrek kan dieselfde ervaring hê, maar vir die een is dit positief, vir die ander een is dit negatief. So is dit 'n objektiewe maatstaf? Nee, dit kan nie wees nie, want almal ervaar dieselfde goed verskillend. Dis 'n baie swak maatstaf. Dan kyk 'n bietjie wat sê Gordon Fee, ook 'n baie bekende Pinksterteoloog. Hy sê, in general, the Pentecostals' experience has preceded their hermeneutics. In a sense, the Pentecostal tends to exegete his or her experience. Met ander woorde wat hy sê wat die Pinksterpersoon doen, hy het 'n ervaring, hy het nou in tale gepraat, en wanneer hy Bybel toe kom, dan lees hy sy ervaring in die teks in. Dis nie wat die teks sê nie, maar sy ervaring bepaal hoe hy die teks lees. So hy modifiseer eintlik sy verstaan van die teks gegrond op wat hy beleef het. En dis hoogs problematies. Dan sê T.B. Kagel, ook 'n bekende Pinksterteoloog, hy sê, other Pentecostal scholars have recognized that indeed experience of the charismata is net die woord vir geestelike gawes, inform Pentecostal interpretation from the outset. So hy erken dit. Hulle weet, hulle ervaring is dit wat bepaal hoe hulle die teks lees. So hulle doen nie ordentlike eksegese nie, hulle doen nie ordentlike Bybelinterpretasie nie. Hulle lees eerder, hulle doen eisegese. Hulle lees in die teks in wat nie daar staan nie. En hy self sê dan ook later, we cannot simply assert that the modern phenomena identified by the labels of the New Testament charismata are in fact the same as the phenomena of the first century church. Hier erken hy, die feit dat ons hierdie manifestasie, die gawe van tale noem, beteken nie, dit is dieselfde as wat in die Bybelse tyd gebeur het nie. En dis hoogs problematies, want nou, as jy iemand se kommunikasie steel, dan steel jy die verhouding. As jy die kommunikasie tussen besigheidsvennote steel, is daar nog 'n effektiewe vennootskap? Nee. As jy die kommunikasie tussen 'n man en 'n vrou steel, is daar nog 'n werklike huwelik? Nee. Die oomblik wat jy die kommunikasie wegvat, dan vat jy die verhouding. So nou kom mense en hulle dink hulle kommunikeer met God, maar dit is nie werklike kommunikasie nie, dis nie wat die Bybel vir jou sê, hoe jy moet bid nie. Die oomblik wat die duiwel dit kan vat, dan vat hy die verhouding. Goed? So, ervaring en nie die Bybel nie, is die fondasie van die moderne totale manifestasie.
En dis universeel. Of dit nou in die charismatiese beweging is of in die Pinksterkerk, gaan nie nou in die tegniese verskil tussen die twee in nie, maar in beide gevalle. Dit gaan vir hulle oor die ervaring en nie oor die feite nie. Dan wil ek net vra, is daar 'n moontlikheid dat ons net vinnig hierdie laptop kan koppel aan julle klank? Ek wil net 'n kort greep speel, wat ek wil hê julle moet baie mooi na luister. Want wat hier gaan gebeur is, hulle gaan vir jou wys, en ek was eintlik baie verbaas toe ek dit die eerste keer raak sien. Daar's 'n direkte koppeling tussen die gawe van tale en die Rooms-Katolieke Kerk. En is nie die latere manifestasie wat in die charismatiese kerk ook begin het nie. Pinksterleiers sê, die spreking in tale manifestasie van 1901 het begin in die Vatikaan. So ek wil dit graag vir julle wys. Nou, hierdie net 'n paar foto's van hoe mense, ek wil amper sê hulle gedra wanneer hulle in tale praat, wanneer hulle daai manifestasie het, dis hoe dit lyk binne die kader van die Pinksterbeweging. Jy kan sien hoe sit hulle daai hand op die persoon se kop, en ek was self daar, wanneer hulle so vir jou bid, dan vat hulle jou in die voorkop en hulle druk jou om. Dis nie die Heilige Gees wat jou daar laat val nie. Dis 'n vals manifestasie daai. Ek was daar vir baie jare, ek het Pinkster groot geword, self in tale gepraat vir baie jare, totdat ek 'n Bybelse studie gaan doen het en gaan kyk het, is hierdie Bybels ja of nee? So, Kenneth Copeland, baie van julle het al van hom gehoor, een van die mees prominente Pinksterleiers en voorstander van die ekumene beweging, het die volgende greep in sy gemeente gespeel ter verduideliking van die oorsprong van die moderne weergawe van tale. Kan ons kyk of ons hom kan speel daar. Sê klank 'n bietjie op. Now I got some things I want to show you here. Hallelujah. Luister mooi. Thank you, Lord. If you'll watch these screens, please. The Protestant Reformation could also be known as one of the largest church splits in history. What took place in 1521 when Martin Luther was excommunicated from the Catholic Church opened wide the doors to the spirit of division. Since that time, true unity in the church has been nearly unheard of, with denomination after denomination and church split after church split. Jesus' prayer that we all may be one has seemed to be almost unattainable. However, within the heart of one young nun, the Holy Spirit was fanning a flame that would spark miraculous change. Blessed Elena Guerra would not rest from encouraging Pope Leo XIII to establish an institutional devotion to the Holy Spirit. He dedicated his pontificate to the reunion of all Christians, and on the first day of 1901, invoked the Holy Spirit over all Christendom to usher in the new century. That same day in Topeka, Kansas, the Pentecostal movement sparked a flame when a young girl began speaking in tongues after the invocation of the Holy Spirit was given by a lay evangelist. Following the 1901 Pentecostal outpouring, a revival began in 1906 on Azusa Street, bringing real and lasting changes in the lives of those whose hearts were touched. Years passed, bringing small signs of hope in the Catholic Church. Just as Pope Leo XIII had prayed for an outpouring of the Holy Spirit in 1901, Pope John XXIII prayed in 1962 for God to renew your wonders in this our day as by a new Pentecost. Those prayers finally began to come to pass in 1967. This fresh move of the Holy Spirit took place not at the hands of the clergy, but rather among a group of Catholic students from Duquesne University. It quickly spread to the University of Notre Dame and was then experienced in the Catholic Church in 1970. This now worldwide charismatic movement currently includes approximately 700 million people, of whom 160 million are Catholics. This charismatic renewal grew from small prayer groups into national and international conferences. The magnitude of change that was to come because of this openness to and welcoming of the Holy Spirit was not initially known. By the Holy Spirit's great work, those 500-year-old divisional walls are coming down.
The historic events at the beginning of the charismatic renewal are significant for unity, not only among individual Christians, but also for unity in the entire worldwide church. The separation between the Catholic Church and the Lutherans that began in the 1500s has been reversed. Nearly 500 years later, in 1999, through the Joint Declaration on the Doctrine of Justification, together, they stated that Christ himself is our righteousness, by grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part. We are accepted by God. A common understanding of justification by God's grace through faith in Christ has built a bridge, reuniting the churches. And that is only the beginning. Around the world, Christians from all denominations, races, and languages are joining together and again becoming the body of Christ. It is now that we all must come unto the unity of our faith, that the world may know that we are his disciples. Somebody ought to shout amen. Can you now see why the devil fought for the lie that a Catholic couldn't be saved? Come on. This Pentecostal outpouring in our time started in the Vatican. It didn't start in Azusa Street. It didn't start in Topeka, Kansas. It was a pope that invoked faith and asked God for a new Pentecost. Glory. Praise God. Pinksterbron, sê ek wat dit sê nie, dis hy wat dit sê. Hy sê die oorsprong van die gawe van tale is die paus in die Vatikaanstad. En net voor dit het hy genoem. Kyk hoe kry ons 'n hernuide eenheid onder kerke, 'n ekumene beweging. Ons almal vat nou weer hande. Ons almal skuif nou weer in onder een sambreel. Maar wie se sambreel is dit? Die anti-christen. Dis die probleem. Sê ek wat dit sê nie, dis hulle wat dit sê. Aanvanklik was die Pinksterbeweging se mense anti-katoliek. Hulle het 'n probleem gehad met die katolieke soos wat meeste ander mense gehad het en gesê het, maar kyk, daai is 'n gevaarlike stelsel. Ewe skielik hou hulle so vas aan hierdie manifestasie van tale en hulle sê hierdie is die bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het. En hulle kritiseer die Rooms-Katolieke. Maar ewe skielik begin die Rooms-Katolieke in tale te praat. Nou wat nou? Is dit nou 'n teken van doping in die Heilige Gees of is dit nou nie? Nou het hulle 'n keuse. Of hulle moet sê, daai mense is gevaarlik, hierdie kan nie die teken wees van doping in die Heilige Gees nie. En dan moet hulle van hulle tale ontslaa raak. Of hulle moet sê, hulle praat in tale, nes ons in tale praat, so ons moet hande vat. En dis die probleem. Onthou die tema, die titel van hierdie lesing, oorsprong van 'n skouspel. Wat is die oorsprong? Volgens Pinkstermense self, een van die grootste Pinksterleiers in die wêreld, Paus Tom. Dis die gevaar. So, is daar 'n Rooms-Katolieke koneksie tussen spreking en tale en hierdie manifestasie en ekumeenheid sonder enige twyfel. Onthou wat die Bybel vir ons sê. In Openbaring vertel dit vir ons dat daai mag sal selfs vuur uit die hemel laat neerdal en ons moenie die fout maak om te dink dit moet letterlike vuur wees nie. As wat word die uitstorting van die Heilige Gees vir ons op Pinksterdag beskryf as tonge van vuur wat op die mense neerkom. Dis waar die gevaar in hierdie leer lê. Dis nie Bybels nie. Die Bybelse gawe was die vermoë om ander mense tale te kan praat
sodat jy die evangelie van Jesus Christus kan uitdra. Die Pinkstermanifestasie is iets totaal anders. Nie uniek nie. Jy kry identies dieselfde manifestasie onder mense wat Wiccan beoefen, in voodoo, onder die fakiers in Indië. Dis algemeen in die heidendom vir duisende jare voor Christus al. Hoekom sal die teken van doping in die Heilige Gees dan presies dieselfde manifestasie wees wat al reeds bestaan het in die heidendom? Ons het die Here se leiding nodig, die leiding van die Heilige Gees, om nie mislei te word in ons tyd nie. En ons moet 'n keuse maak. Wat is my basis? My ervaring en my gevoel of die Bybel? Dis ons keuse. Laat ons dit maak. Kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar dat ons die geleentheid gehad het om in die woord te kon indelf en ook te kyk na die geskiedenis, na dit wat verskillende groeperinge verklaar oor dit wat hulle glo. En Here, U het vir ons in die woord gewaarsku dat in die laaste dae sal daar baie misleiding wees. Daar sal baie mense wees wat verlei word, weggetrek word van die waarheid van U woord af. En Here, ons sien dit in die wêreld om ons gebeur. En ons erken dat ons so afhanklik is van U, om gelei te word deur U Gees, om te bly by dit wat reg is, wat is volgens die woord wat U vir ons gegee het. So wil U vir ons 'n sensitiwiteit gee vir die inspraak van die Gees in ons lewens, laat ons sal luister wat die woord vir ons sê, en dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders van die woord sal wees, wat die evangelie uitdra in hierdie laaste dae, omdat ons weet, die koms van Christus is naby. So lei ons in daardie proses, is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Is daar miskien enige vrae wat iemand het oor